Mas kan mereka bahkan itu. Goedemiddag, kijkers. Ja, zoals weer hier met de episode weer aan de gang. Episode 21 en vandaag het we van meester Jacobs. Meneer, goedemiddag, hoe gaat het? Goedemiddag Jason, man. Het gaat eigenlijk bij je goed. Het is eigenlijk goed om jullie hier bij je geslacht te hebben. We hebben al nou die verleden keer gepraat. Yes. Dat ons wil graag een programma doen. Of jullie willen eigenlijk graag een programma met mij doen. En toen jullie ons gezegd, maar jullie kan maar in vakantie komen. Ja, en het leek me, vandaag is die dag. Ja, het is ons lekker gaan gezegd. Dank u meneer, het is goed om uw meneer te wezen. Ik hoop die wat nou nog ingeschakeld is, zal maar later bij komen. Maar ja, het is weer goed om weer terug te wezen. En een beetje rugby te praten. Ja, daar was rugby die naweek wat voorbij is. In de gemeenschapskult in Sobiela streek uitdag. En ja, dat bij je gebeuren. Van die games wat ook niet opgedaagd het, afgekomen is. Spannen wat op je thuisvelden niet opgedaagd is. Zo ja, ons gaat een beetje daarover uitpraten. Maar ik ga zomaar maar straight in die results gaan van die gemeenschapskult. Die eerste results is daar, Young Blues, een Langrivier. Dat had gespeeld daar in Woolsley. Young Blues het 29, Langrivier het 15. En dan, ons wedstrijd van de naweek was Noordgedag in Pumas geweest. Pumas heeft van Noordgedag met 15-10 gewin. En dat Doornkraal op zijn thuisveld verloor tegen Red Roses. Wat ook een derby is. Red Roses heeft daar gewin 36-14. Tanfontein wat voor Arrows ontvangen, daar diep achter in die bokveld. En Arrows wat 56-48 gewinnen daar, lijkt me die mannen kan niet tackelen. Als een man zo kijkt naar die scores, meestal is maar woordtellen. Ik meen 56-48, zo ik denk hij verdedigings afworten moet maar weggejaagd worden van hij twee spannen. En dan Esperante, Donkerbos, 28-0 voor Esperante. Daar is ook nog bij omstreden rondom die wedstrijd. Blijkbaar is die wedstrijd die afgekomen. En dan Kromfontein en Young Eagles, ook 28-0 en Young Eagles against. En Kromfontein heeft op zijn eigen thuisveld niet opgedaagd. Meester, die 28-0 is nou die mannen wat nou maar die vakantie zijn droom heeft, zo zullen we nou zeggen. En meester zijn tijd. Vakantietijd, ik weet mijn meester het gespeeld, daar paardenkloof. Heeft het maar zo broekskeer gegaan, een vakantietijd? Man, Jason, in die vakantietijd is het mos maar een ding dat baie van die ouens gaan mos maar op vakantie. Ja. En als ons praat van baie ouens dink die mannen gaan miskien gaan kuier. Ja. Maar eintlik gaan die mannen nie kuier nie. Baie van die mannen het mos op 'n manier hulle drink, maar die dink as 'n vakansie is drinktyd. En dan daag die ouens eenvoudig net nie op by hulle wedstryde nie. Ja. En dit kom ook so veral na 'n week of 2. Dan begin die mannen se geld ook mos maar opraak. En dan kom hulle weer terug. Ja, maar baie keer dan travel die ouens ook nie saam nie, want die ou het eers geld vir die saamry of 'n mens dink spesifiek aan die ou gaan nooit die persoon gaan van sy huis af. En as jy aan die ander kant kom, wil die ou seker iets eet. En dan, maar dan raak dit maar 'n moeilike storie. Maar ek wil terugkom na die feit toe dat ouens daag net nie op nie. Ja. Ons kyk baie keer in die tweede ronde en na die einde van jou tweede ronde. Daag ouens eenvoudig net nie op vir wedstryde, vir al as hy weet, daar is niks in die wedstryd nie. En dit is 'n geweldige probleem wat Boland eintlik moet aanspreek. Yes. In die gemeenskapskult is dit nou so 'n ding dat hulle weet, hulle kan nie sak nie. Ja. Ergens sal daar seker nou iets moet gedoen word. Om Boland moet miskien op 'n tyd besluit. Maar kyk hier, as jy na die einde van die jaar toe nie eens een span op die veld kan stoot nie, dat so 'n ou moet eenvoudig onttrek word. Ja, meester, ek dink ook so, want baie ouens en veral wat laaste twee of laaste ou in die gemeenskapskuld, hy worry net nie, want ek meen, ek hoef maar laaste te eindig, ek hoef nie te worry nie, volgende jaar as ek weer in die competitie. En ek meen, dat vat ook die sterkte van die competitie weg, want ek meen, nou, as hy 1, 2 en 3 se punte is nou baie na aan mekaar. En nou kom die derde span te staan in 'n span wat nou
laaste lê of die ou wat nou nie opdaag nie, dan kry hy nou daai maar alle punte en so te sê gaan hy tweede en hy gaan speel uit of hy lê eerste en hy gaan op verstaan en dat het 'n groot impak op die lok en op die kompetisie so definitief sal daar moet na gekyk word. Jason, ek stem saam met jou, man. Ons kyk byvoorbeeld na, so jy nou net gesê het, 'n span wat tweede lê. As gevolg van punteverskil. Daai ou wat die heel onder lê wat ook al reeds nie opdaag nie. Dis waar hy ander ou wat tweede lê al reeds 100-0 gewen het. Of hy 50 telling maklik van 'n 50 plus. Het hy gewen teen die ou hier onder. Wat sy telling natuurlik baie groot baie groot verskil maak. Ek wil sommer onmiddellik ook hier kom. In die week was daar opgesit op een van die groepe. Gaan oor die groep se naam sê nie. Was daar een op een van die groepe gesit. Het die gemeenskapskuld nog eintlik 'n bestaansreg. En ek is nou nie iemand wat rugby van mense af wil wegvat nie. Maar 'n mens moet tog dit laat jou tog dink. As ouens vra, het die ouens nog 'n bestaansreg? Okay, die ou kan 'n bestaansreg het waar mense sê, maar goed, maar ons gooi almal saam in 'n streek uitdaag waar ouens wat byvoorbeeld glad nie soos hierdie tyd van die jaar, die ou het net een span. Of die ou dag glad nie op nie. Dat sulke ouens maar heeltemal moet sê maar jou rugby moet eenvoudig doodgaan. Gooi spanne saam. Ons sien dat aanvanklik in vorige jare waar die ouens gespeel het in 'n Premier League, ek praat nou van Boland gespeel het, Premier League, waar ouens sê dat daai tyd toe kon mense sê maar Boland se rugby is baie sterk. Val as hy groot ouens daarbo te mekaar speel. Nou die vraag is nou hier onderlangs. Is dit werklik so dat dit is iets goed vir 'n klub om nou maar net hier onderlangs te speel? En hulle speel maar nou net ek noem dit, hulle speel vir koek en bier. Maar ek wil onmiddellik ook daarna toe beweeg, is dat jou spanne heel onder, ek weet nie of ek dit 'n punt later moet maak nie, waar ons kyk na, jy sit met die ouens in die gemeenskapskuld, die ouens moet 'n tweede span speel en die moet 'n eerste span speel. Eintlik het daai span net een span. Maar nou speel hy met 'n klomp skoolkinders wat nog nie eens 18 jaar oud is nie. Hy speel eintlik met ander players. En ek was een van die ouens wat 'n voorstander daarvan was, dat skoolkinders moet glad nie by spanne opgetrek word nie. En nou kom onmiddellik jou boksmaat kom nou eintlik na vore. Almal weet ek was betrokke by boksmaat en ek het altyd daarop gedruk is dat spelers moet altyd veilig wees. En tot nog vandag toe is ek een van die manne wat glo daaraan spelers moet veilig wees. En as ons sê spelers moet veilig wees en jy speel met 'n 16-jarige, jy speel met 'n 17-jarige. Wie se werk is dit om te gaan kyk dat die tweede span spelers wel deel is van die klub. Want daai ouetjie moet mos by Boland aangesluit het. En Boland sal nooit toelaat dat hulle aangesluit word nie. So my vraag is by jou, is daai manne geregistreer? Hulle kan nie meeste, want kyk, die ander ding is ook, wat Boland mos nou gedoen het, soos in by die B-spanne, moet daar ook mos nou 'n footprint gekyk word, maar dit gebeur nie. Ons kan met volle sekerheid sê, maar het gebeur nie, verstaan, want baie kere het ek gesien 'n B-span game, of die spelers is nog nie, die spanne is laat op die veld en nou word dinge sommer gou afgehandel, die game moet nog net aangaan, verstaan. So, definitief dink ek moet daar ergens na gekyk word, want as 'n man kyk in die verlede van spelers wat verlam geraak het en wat ook hulle lewe verloor het deur rugby incident, is baie gevaarlik. Kan ek daar inkom? Is reg, meneer. Ek het nou vir jou gesê, dit is een van my goedkinders waar ek 'n kleintjie daarin dood het. Ek was deel van 'n klub gewees. Ons gaan weer daaroor gesels. En een van die redes waarom ek besluit het ek wil glad nie meer betrokke wees by rugby nie. Ek het gespeel saam met 'n speler in 'n wedstryd wat natuurlik my stitmaat was. En hy het ons praat hier spesifiek van 'n ouetjie, ons praat nou van Basie Koopman, die mense, baie mense kan hom onthou is dat hy het toe sy nek het hy gebreek en hy was natuurlik 'n quadripleeg gewees
en het net 'n paar maande geleef. En dat het my heeltemal teruggesit want ek het nogal by hulle groot geword en met die feit dat hy ook by my skool gegaan het op 'n tyd en toe uiteindelik natuurlik my spanmaat geword het en ons het en werklik waar hy het baie uitstekend gespeel, maar toe het hy natuurlik seer gekry en nie dat die feit dat hy seer gekry het nie, die feit dat hy natuurlik agterna gesterf het en ek aanhoudend vir die klubs gesê het, mense kom ons kyk na ons kinders, na die spanne se ouderdom en dat het my heeltemal afgesit en daarvan het ek eenvoudig net besluit, ek wil nie meer deel vorm van klub rugby nie. Ja, is reg, Mr. Jacob. Ja, ek kan nou, toe ek nou begin gehoor word, het ek gehoor van die geval van Basie en ja, en 'n man wil ek dit sien gebeur, ek 'n geval in die jaar nou by Houbel, ook 'n ou werkkollega van my wat by Houbel speel en hy het ook sy nek seer gemaak in 'n skrim en hy gaan ook nie meer rugby want hy was nog gelukkig geweest meneer dat hy nou nie verlam is of so nie, maar ek meen dinge kon so anders gewees het. So ja, ek dink om die game veilig te maak moet man die reëls nakom en ja, ongelukkig is dit nou so 'n man kan nie sê maar jy gaan nie of jy is nie verseker dat jy 'n besering gaan vry spring nie, maar ek dink die dinge wat ons kan verhoed, moet ons maar probeer verhoed meester en in die reëls bly. So ja, dit is maar soms so kort om so 'n bietjie rondom die results en dankie vir meneer se insa rondom daai gedeelte van die gemeenskapskuld. En ja, ek wil ook amper net byvoeg dat kan 'n man dalk sien in die toekoms dat sou die krag van gemeenskapskuld bevraagteken word dat is hulle nog nodig. Ek dink gaan 'n man moet maar begin kyk na 'n samesmelt. Ek meen soos plekke wat nou miskien plase gewees het, maar nou kyk plase wat na aan mekaar sit om dan dalk miskien by mekaar te kom, maar ja, dit gaan seker maar nou afhang van 'n kompetisie wat voorgelê word en stemme en daai, maar ja, ek dink in die toekoms moet 'n man maar daarna kyk meester om as 'n man die gemeenskapskuld veral kompeterend wil hê, want as ek nou so kyk na die lok is daar, ek dink dit in die top 6, 7 wat kompeterend is, verstaan, en sal 'n man sê om daai manne maar in te deel by die ander groep, maar ja, dit is ons mening. Julle kan julle mening rondom die topic in die comments gooi en vir ons sê, hoe voel julle? Moet die gemeenskapskuld so bly? Of moet ons maar vakansietye net die gemeenskapskuld op vakansietye laat speel en dit net daar stop? Want dinge neek maar na die vakansie. Maar ja, ons gaan aan na die fietsers toe van die Witzenberg gemeenskapskuld vir die komende naweek. Ja, ons het 'n wedstryd daarvan Pumas teen Young Blues. Alles daar op Boeswaarmoed, daar op die koue plek en dan ek dink ons wedstryd van die naweek sal wees Noordgedag teen Young Black Arrows. Young Black Arrows wat van Noordgedag ontvang. Ek dink is 4 en 5 as ek dit nie mis het nie, wat teen mekaar speel. En dan is dit Young Eagles in Tanfontein. Young Eagles wat nou 28-0 'n half 5 punte gekry het. Tyd sal net wys of Tanfontein gaan uitkom, want dit is maar 'n lang pad daar van Tanfontein af tot in hemel het. So ja, ons sal maar kyk of Tanfontein gaan opdaag. En dan Red Roses wat vir Kromfontein ontvang. Ek weet nou nie of Kromfontein se geld, mense se geld nou al op is nie. Want hulle het nou nie by hulle tuisgame opgedaag nie. So die kans is skraal dat hulle sal opdaag daar agter die berg by Red Roses. Maar ja, Red Roses ontvang vir Kromfontein. En dan Donkerbos ontvang vir Doringkraal. Donkerbos se situasie is 'n heel ander situasie, want 'n man lees dat hulle was op die veld, maar hulle was blykbaar nie voltallig nie. So daar's 'n klomp stories rondom hulle. Maar hulle ontvang vir Donkerbos, vir Doringkraal. Op Donkerbos, so sal man net kyk of hulle footprints al uitgesort is daai tyd. En dan Esperante wat ook maar hulle punte gekry het, hulle gaan Langevuur toe. So ja, dit is hoe die komende naweekse wedstryde werk of lyk vir hierdie
komende naweek. Meester, ek wil by meester luister, hoe voel meneer oor die footprint? Sal ek sê, dink meneer, dit is 'n goeie, hoe kan ek sê, is het dig genoeg om te verseker dat daar nie onderjarige of onwettige spelers deurkom of speel, want 'n man hoor nou baie kere van seuns wat nog op die skool is, maar dan speel hy nog steeds A-span vir sy klub. Dink meneer dat die footprint, ek weet nou nie hoe bekend meneer met die footprint stelsel is hy, maar dink meneer dat is dig genoeg om te verseker dat daar nie onwettige spelers deurkom nie. Man, as ek gaan rondom die footprint is iets goed. In die opsig dat jy werklik waar spelers kry wat geregistreer is by die verskillende klubs. Ek het die probleem met hierdie met Boland self. As ek dit sê dan sê ek niks negatief nie. Yes. Ons moet onthou dat Boland het natuurlik sy wedstryd reëls. Yes. En wanneer ons gaan om wedstryd reëls, dan gaan jy eintlik om wat sê hulle policy eintlik yes. rondom wedstryde. En binne in die policy of binne in die wedstrydreëls staan daar byvoorbeeld dat as 'n speler by 'n klub aangesluit het en 'n speler wil weggaan na 'n ander span toe, moet daai speler nie net 'n vertrekkaart kry by die span waar hy is nie. Daai speler moet van werk verander het. Yes. En daai speler moet van werk Hy moet verander. van adres Net so. verander het. Hy moet nie net van hy moet van adres verander het of van werk verander het, Yes. sodat hy dit vir hom onmoontlik is om By sy huidige span te speel. uit te kom. Nou baie van die ouens Boland laat toe dat die ouens eenvoudig net dan trek na 'n span toe. Wat nogal vir my baie keer nie iets ek bedoel hulle gaan eintlik teen hulle eie reëls en dit werk nie. Maar kom ons kom terug na is dit 'n goeie ding? Dit is 'n goeie ding. Yes. In die opsig dat dat die registrasie laat net toe dat spelers binne 'n ouderdom speel. Ek bedoel dat 'n speler is geskik. 'n 16-jarige speler sal nooit geregistreer kan word op daai app nie. Selfs nie 'n 17-jarige speler nie. Yes, Daai app laat dit nie toe nie. Die probleem lê, gaan ek sommer reguit sê, skeieregters kan my nou blameer daarvoor. Die probleem lê by jou skeieregters. Wat moet toesien? Skeieregters, al is jy net een skeieregter wat op die dag aangestel is, kom betyds by jou veld, sodat jy daai B-span, al is jy alleen aangestel, sodat jy self daai B-span goed gaan check daar by veld. En dan eenvoudig net vir die manne sê, as die ouens nie geregistreer is nie, dan kan die ouetjie, nie net, as hy nie geregistreer is nie, hy gaan dan self sien, maar dit is aan die uitspleiers. Yes. En onmiddellik, al moet die wedstryd nie afkom nie, dat so 'n wedstryd eenvoudig dan net nie afkom nie. Want dit is hoe ernstig ek daaroor voel. Ek praat nou nie van ander mense voel natuurlik dieselfde, veral SA rugby voel dieselfde, dat hulle wil nie hê dat geen speler wie aan die uits is moet daarbo gaan speel nie. Maar by dit bygevoeg, almal weet ek is 'n opvoeder. En as ons gaan rondom opvoeders, dan is dit so dat ons kinders wat baie keer in daai spanne inspeel, ons kan maar gaan kyk wat gebeur daar op die plase. Dit is jou mannetjies wat partykeer dink hy is die groot man se speelder. Hy is die groot man se speelman. En dan wil hy laat die ander jong manne, wie jong manne is wat eintlik al groot manne is, toe laat hierdie jong mannetjies eintlik hulle vriende is. En dan drink hulle en hulle doen alles wat die groot manne doen. Ons sit deesdae, veral op die plase, sit ons deesdae baie met dwelmmisbruik. En hierdie goed, by ons rugby, laat baie van hierdie goed toe. Of laat die goed gebeur. Ja, meester, ek luister na meester en ek stem 100% saam. Ek dink, die probleem is eintlik reg voetprint, ek dink dit is maar met die toesien van reëls. Verstaan, want ek meen maar nou net, sou daar 'n ernstige besiering kom. Ek meen, wie gaan dan verantwoordelikheid vat van iemand wat onderjarig is en hy is die voetprint deurgeglip
En nou kry hy mannetjie seer en hy's nog nie 18 nie, maar op 'n manier het hulle hom nou so gemengel dat hy nou verstaan dat hy onderjarig is en nou speel hy en nou kry hy seer. So outomaties wil vir my sê in die eerste plek gaan die skeieregter in die moeilikheid wees want die man het onder sy toesig gespeel, die klub gaan in die moeilikheid kom en so kan die rugby vir daai hele gemeenskap dan weggevat word. Jason, kan ek gou daar optree sê omdat ek deel was van Boksmat. Moet die klubs moet dit onthou. Dis hierdie skeieregter wat eerste aan die lyn staan of gepak slaag kry. Dis eerste die coach. Maar dis die coach se plig om toe te sien dat daar nie 'n ander uitspeler speel nie. Dit is die bestuur as die volgende groep wat in die lyn gaan staan. Yes. Vir wanneer dit kom, wanneer ouers 'n klag lê. Ja. En die derde ou wat ook in die lyn gaan staan. Ek wil hê die ouers moet baie mooi luister. Die ouers is die derde persone wat in die lyn gaan Hulle laat toe. En dan ook 'n vierde ou wat in die lyn gaan staan, is die skole. Want die skole moet toestemming gee vir 'n leier om te speel by 'n klub. Want dit is gewoonlik 'n leerder wat speel daar. Ja. Want die ouetjies is nog nie 18 jaar oud nie. Ja. En as 'n ouer se plig om ook toe te sien dat hy seun of nie maar daar mag speel nie. Kan julle hoor? 1 2 3 4. Die skeieregter is eers die 5de ou wie verantwoordelik gehou word vir. So baie van ons wat dink dat die skeieregter is eerste linie. Hy is die 5de ou wat in die linie moet staan. Ek wil gou net hierna ons hier gesprekke hier of ons comments hier kyk nee. Ek kon net so 'n bietjie afgaan daarso. Hierso sê Gabriel nee. Gabriel daar van Morrester. My groot vriend. Gabriel Bergman, is goed dat ek sien dat jy ook hier kommentaar lewer. Ek stem met jou saam. Want dit is een van die hoe se goed se naam is een van die reëls. Nie enige reël nie. Is 'n internasionale reël dat jy 'n vars sit op die twee vaste op die bank moet hê, 'n loskop en 'n vaskop. Daar is ook 'n reël dat jy moet 'n loskop wees of jy moet 'n vaskop wees. As jy 'n vaskop kan wil speel, moet jy 'n vaskop wees. As jy loskan wil speel, moet jy 'n loskop wees. En ek weet hier binne Boland vir ysboland eintlik dat jou A-span dat jou A-span moet twee vars stitte op die bank hê. Hulle is nou nie oor die B-span so ernstig nie, maar op jou A-span moet hy vars stitte hê. En Gabriel het baie goeie punt wat jy hier ophaal. Maar sê gou vir my meester rondom die vars stitte. Moet jou stit liggaam het of 'n sekere gewig het? Want kyk, ek weet die ouderdom weet ons mos nou ja, jy mag nou nie onder 18 wees of 18 tot 20 as ek mis het nie, mag jy nie voer speel, maar ek meen want ek het al baie van die manne se stitte gesien, dat lyk dit so slotte, so as sou meneer sê as daar 'n stit kom wat lyk soos 'n slot en die skeieregter soek mos maar nou die voer en nou kom hierdie twee slotte wat nou sê stitte. Ek meen, kan dit so deurgaan of is daar miskien 'n manier wat man nou kan sê, maar die is die stitte nie. Jason, om daarna toe te kom. Ek het gesê dat jou coach staan eerste in die lyn wanneer dit kom by blameer. Yes. Jou coach is die ou wat kan sê maar die ou kan die job doen. Yes. En ek as skeieregter kan niks doen. Okay. As die coach sê maar die ou is afgerig om daar te speel nie. Ek mag nie sê maar die ou mag nie daar weggeneem word nie. Ek is vir die begine wat weet, ek is was al die jare betrokke by kering by die skole. En ek het gewoonlik voorgekeer omdat ek maar so 'n voorspeler was al die jare. Het ek voorgekeer en daar was spesifieke goed waarna ons gekyk het. Op die stitte. Yes. Is die ou se liggaamsgewig is dit reg? As dit reg, ja. Want as jou liggaamsgewig nie reg is, dan ons gaan jou nie kies as jy met hierdie met hierdie maarlyfie daar aankom op die stit nie. Ja. Want jou liggaam moet reg wees. Daar is spesifieke funksies wat jy ook moet verrig op daai posisie. Ja. Ons gaan nou nie op alles in nie, maar nommer 1, een van die eerste groot goed wat hulle daar verwag, as jy jou liggaamsgewig moet reg wees. Dan kom ons terug na jou afrigter toe. Jou afrigter boksmaat het 'n hele klomp oefeninge binne in die boksmaat self en wat ook deel vorm van boksmaat self. Yes, Daar's goed jy kan aflei spesifiek om jou
spesifiek om jou ouens se nekke sterker te maak, spesifiek om daai stit so te kry sodat hy kan speel basies as 'n stit. Maar nou kom jy met hierdie ding dat 'n ouetjie word, hulle het nie ander speler nie. As kom die coach sê, sit die oue op, hy gaan eenvoudig speel. En dit is waar ons ouens seer kry. Is daar nog miskien comments aan meneer? Jong, ek sien nou hier 'n gevaarlike ding, jong. Hierso is 'n man wat hier praat van klipkap. En wil jy kan ons mense kry om te comment oor die klipkap incident. En wil ons het nou glad die info oor die klipkap incident. Hopelijk gaat die mannen nog misschien in die comments vir jou kan sê hier oor die klipkap van die saak. So ja, en meester, ons het nog baie gepraat oor die coachen. En Boelan het in die begin van die jaar 'n skrywe uitgestuur oor coaches moet 'n sekere level het. Ek dink wêreld rugby level 1. Maar dat word nou, ek weet nou nie of het nou afgelas is of het nou nie na gekyk word nie. Maar ek het baie oor die tydperk het ek baie inskrywings gekry oor manne wat bekommerd is. Verstaan oor hoe gaan jy nou maak as jou coach nou nie 'n level 1 of van kyk level 1 kursus is mos dit raak gou vol, verstaan, en dit kom nie, ek dink by ons in die Witzenberg streek was daar nie in hierdie afgelope tyd 1 gewees nie. Maar hoe belangrik is dit vir 'n coach om net 'n boksmaat te hê, meester? Dink meester dit is van kardinale belang. Jason, julle weet ek was betrokke by boksmaat ook. Yes. Ek was 'n boksmaat, nie afrigter of enige ding, ek was 'n fasiliteite. Yes. En as 'n fasiliteite het jy dan binne info. Jy weet wat eintlik moet gebeur op 'n wanneer jy natuurlik 'n coach wil wees, yes, of wanneer jy natuurlik 'n skeieregter wil wees. Baie van die mense hier buitekant dink dat as jy boksmaat het, dan is jy 'n skeieregter. Jy is nie 'n skeieregter as jy boksmaat het nie. Yes. Jy is ook nie 'n coach as jy boksmaat het nie. Jy het maar net boksmaat. Dis alwaarvoor jy boksmaat het. Yes. Maar nou kom ek by die punt oor boksmaat. Ek het baie mense gehelp om hulle boksmaat te doen. En die boksmaat waarmee ons nou besig is nogal vir my so 'n bietjie 'n kopseer. Yes. In die opsig dat daar word nie toetse gedoen by die boksmaat nie. Ek praat sommer nou reguit met die boksmaat manne daar buitekant. Laat dokter hoor aan die ander kant en al die manne, yes, en natuurlik laat Linston die manne ook hoor wie te doen het met boksmaat. Ja. Dat die boksmaat van nou laat toe dat ouens lees eenvoudig net hierdie goed nie. Ek kan maar net niks druk. Die boksmaat okay, die ou lees die goed. Maar my probleem is daar word nie vrae gevra nie. Die toetse was vir my hierdie goeie ding. Ja. Want as jy klaar gelees het, dan moet daar mos so inligting hierbo wees. Yes. En dan moet jy terug kan gee wanneer die toetse kom. Yes. En ek het dit so geniet om daai toetse te doen. Ja. Sodat nou neem ek in. En nou weet ek goed, maar dit is die toetse, dit is die oefeninge wat ek kan doen vir nekbeserings. Yes. En as 'n mens kyk, kom jy op enige veld, een van die groot goed, daar moet so 'n dik leer wees. Ek weet of jy dik leer ken nie. Nee, meester, al leer wat ek ken as jy ID leer. Nee, daar moet nie, ons moet nie, daar so 'n dik leer wat jy moet hê. Yes. Wat gaan oor al jou spelers. Het gaan oor watter beserings my speler al gehad het. Wie by julle player profile. Ja, julle profile oor al jou spelers. En dan moet daar wees jou plan, jou noodplan, jou veiligheidsplan en alles. Yes. Daar moet staan wie is jou emergency mense. Die mense na wie toe jy kan gaan as daar iets op die veld gebeur. Yes.
al die goed moet daar binne in wees. Dan moet daar gaan dan binne in die noodplan, is 'n hele noodplan ding wat jy moet hê. Dat daar moet ook staan die hele uitleg van jou hele veld. Waar is die veld geleë? Yes. Kan jy net vir my sê wat is julle veld se koördinate daar by julle pleise? Nee, ek weet net as 'n pikreis meester. Meneer, as daar iemand sy nek breek, hoe kan hy klip verwag dat 'n helikopter of 'n vliegtuig, waar moet die vliegtuig kom land? Want hulle so koördinate. Onmiddellik, ons praat nie van koorde nie mense, ons praat van koördinate asseblief. Dat jy moet daai ding sê alles. Ou moet net voor daai ding aan oopblaai. Daardie ding moet ook wees by oefenaande. Jou coach moet sorg dat daar 'n draagbaar is op 'n oefenveld. Is daar draagbaar by julle op 'n oefenveld? Nee. Is daar Nextstop op 'n oefenveld? Is daar noodhulp op 'n oefenveld? Ja, by ons is 'n medic. Want dan moet 'n noodhulp wees op 'n oefenveld. Dan moet daai noodplan moet ook daar wees. Ja, want iets kan gebeur. En daai goed moet elke jaar hersien word. So dis dit is nie grappies nie. So dis net so kan ek sê 'n hierdie besigheid in die rugby nie. So mense julle hoor self, ons sal die reëls moet nakom en ek meen baie van die mense het is geweet van die dik lere meester en dankie dat meester aan nou weer net herinner want van die mense weet dit moet gedoen word, maar omdat dit nou nie na gekyk word of na gevra word nie, Warriors net die eenvoudig is so hopelik glo ek dat dit wat meester nou gesê het by iemand sal opkom en dat ons die goede maar moet doen want dit is maar net maklik om by die reëls te hou om jouself te cover. So meester sê 'n boksmaat is nie goed genoeg vir 'n coach sê ek meen hy moet maar sy level coaching sy coaching het so ja ek weet nou nie ons het nou nog weer 'n skrywer gekry van Boland rondom. Kom ek gaan gou rondom die coaches. Ek gaan sê dat Boland was miskien 'n bietjie voortydig om te sê dat ouens moet binne 'n 3 maande tydperk of binne 4 maande tydperk alreeds sy coaching het. Hulle het nie genoegsame ouens om die levels aan te bied nie. Yes. En Boland moet eintlik nou vir die manne sê, julle moet sorg dat julle goed die jaar gereed kom. Julle het die kans om die jaar alles agter mekaar. Maar hy moet nie net dit sê nie, hy moet dan sorg dat daar 'n kursusse aangebied word in alle streke sodat ouens kan die goed bywoon. Ons wil hierdie goed moet net daar bo by Wellington plaasvind nie. Kom uit. Nie net een keer nie, kom 'n paar keer uit. Sê so 1 keer per kwartaal, sê maar ons gaan nou 'n paar vat. Volgende kwartaal weer 1, volgende kwartaal weer 1. In die 4 kwartaale behoort jy al die coaches deur te hardloop. Selfs voornemende coaches kan ook hulle goed kom afwandel. En dan volgende jaar is almal gereed. En dan sê jy volgende jaar wil ons geen coach meer hê nie en ons wil geen verskoning meer hê nie. Ja. Nee, ek dink dis 'n goeie plan want ek meen baie van die spanne het maar sommer 'n voorsitter wat 'n coach is of daar is miskien 'n voormalige speler wat miskien voel maar hy gaan die span kies. So ja, maar daar gelaat ons gaan oor na die streekdag. Daar sal nou nie 'n lok wees vir die gemeenskapskultuur want daar is blykbaar nog so 'n klein foutjie of nie foutjie nie, net so hiccup met Esperanto en Donkerbos se punte. Blykbaar het Esperanto en Donkerbos nog nie daai probleempie opgelos nie. Enwe gaan lees wat sê Enwe. Enwe sê Pleisantseeveld is onspeelbaar. Ons gaan op de rand en ons gaan af de rand. Ons kan sandhuisjes op die snaakse veld bou. Nee, Enwe is goed gekeer deur Boland. So bring maar net my 5 punte, dan kan jy maar weer gaan. Maar ja, ons gaan aan na die streek toe. Die Witzenberg streekdag is 'n uitslaa van die komende naweek wat verby is, of die naweek wat verby was. Op die berg is Nieuwedorp ODB verloor op sy tuisveld teen Houbel 32-41. Ek neem aan dis die game waar die klip gekap gewees het, maar ons het nou nie baie info rondom dit nie. Miskien kan Adam Keiser vir ons
meer uitbrei of Dylan de Bruin is met hulle twee se spanne. En ja, dan Morgenster sukkel maar voort. Hy verloor op sy tuisveld 32-50. Of 50 en ek weet nou nie die hoeveelste 50 is hy nie, hy neek met wat pleis aan sy veld. Maar ja, dan Paardenkloof wen vir Lindeshof 34-31. Ek dink meester voel seker maar goed oor daai oorwinning wat Paardenkloof daar behaal het. En dan ja, Miracles verras vriend en vyand en wen vir Lovedale 43-38. Ja, en dit is die games wat plaasgevind is wat gebeur het hierdie naweek verby is. Meestal die streke daar, dinge lyk hoe kan ek sê, tyd soos die Engelsman sê. Wat dink meestal van die streke daar kompetisie? Hoe is meneer se gevoel rondom die streke daar kompetisie? Ek meen ons sien 'n Lovedale wat verloor teen en Miracles, die scores is baie na aan mekaar, is nou wel groot getalle, maar dis iets soos 8 punte is op die meeste verskil. Hoe dink meneer, is dit 'n goeie kompetisie? En wat dink meneer, wat kan 'n man vorentoe verwag? Man, die jaar moet ek vir jou sê dat die kompetisie lyk baie goed. En dit ek moet sê dit is nogal 'n gesonde kompetisie. Yes. As 'n mens veral kyk na daai na jou boonste 9 spanne, as ek nou praat, dit lyk so 'n bietjie of daar so 'n bietjie moeilikheid is, maar as jy kyk na daai heel boonste 9 spanne, die kompetisie is nogal baie straf daar. En as jy kyk nou na die afgelope tyd se uitslae, Yes. waar 'n span soos 'n Miracles sterk deurkom. Ek kan nie sien dat 'n ou gaan vir Miracles buite laat nie. Ja. Miracles moet hulle voor oppas. Dit is al wat ek wil sê. Ek kan nie verder as dit sê nie. Yes. En dan kom jy 'n manne soos 'n Houbel wat verlede jaar opgekom het. Yes. Of wat eintlik verlede jaar vir die eerste keer in die kompetisie gekom het. Yes. En die ouens speel goeie rugby. As goeie rugby wat daar gespeel word, en dan natuurlik moet ons nie natuurlik die ou honde agterlos nie. Dis manne soos 'n Lindeshof en dan soos 'n Vastrap wat natuurlik altyd daar is. As ons ook nou net so mooi kyk, Vastrap is byvoorbeeld nou hulle so een wedstryd wat hulle natuurlik minder gespeel het as die ander spanne wat natuurlik vir hulle ook maklik onder die eerste 3 kan plaas. Nee, want as Vastrap byvoorbeeld Saterdag gespeel het, dan het hulle maklik op 45 gelê wat vir hulle derde sou geplaas het. En hierdie jaar gaan dit nie om daai eerste 2 plekke te kry. Hy is die 2 plekke. Ek glo daaraan dat Miracles daar sal wees. Kan daar wees. Dat Lovedale sal moet sokkies optrek. So meester wil vir my amper sê die wenner van die kompetisie is nog nie verseker nie. Ek meen Lovedale wat 10 punte bokant is, maar dink meester hy is verseker van sy plek in die eerste plek. Ek glo nie dat hy eerste plek is al gesement nie, maar ek kan weer eens sê, hou van Miracles dop. Ja, definitief meester, want ek meen hulle het maar swaar begin. Miracles het baie swaar begin. Ek dink hulle was ongelukkig. Ek dink hulle was 'n bietjie ongelukkig met daai paar verlore. Want hulle het mos gepraat van die reëlboek mense. Miracles se mense altyd gesê, maar die Bokveld se skeieregters blaas 'n ander tipe reëlboek van hulle hier in Woolsley. So hulle het vir Lindeshof gaan wen daar op Lindeshof en sommer daarna weer vir Lovedale gewen. So ek dink hulle het nou die reëlboek van die Bokveld agtergekom, maar ek dink hulle is definitief 'n span wat moet dopgehou word. En dan dink meester Morgenster en Jan Goedhops hier nie onderkant. Hulle twee is nou al vir die tweede seisoen wat hulle twee maar nou uitspeel om te sak. Dink meester dat sal maar goed wees veral vir 'n span so Jan Goedhops wat meeste van die tye nie 'n tweede span gehad het nie. Om net weer daai sak te kry en weer te regroep. Of dink meneer, daar is nog hoop vir hulle. Ek dink hulle het 9 punte en Morgenster 11. Om die waarheid te sê, Jan Goedhops het 'n geleentheid gekry so dis nou 2 jaar terug
Ja, Ja. 2 jaar terug. Toe hulle laaste geëindig het Boland vir hulle die geleentheid gegee om bo te bly. Ja. En nog steeds sukkel Young Goodops. Ons my verstaan is rondom Young Goodops. Dit gaan maar meer oor hulle oor die feit dat hulle 'n damesklub Klub het. ook het. Ja. En ek wil my verstout om te sê Boland het hulle reeds daar gehou omdat hulle 'n damesklub het, sodat hulle dan die aansien kan behou. Maar op hierdie oomblik neek dit maar Ja. om so 'n klub as gevolg van dit daarbo te hou. Want 'n Young Goodops kom speel met een span. Ja. 'n Morester het ook die probleem dat hy net een span kan pool. Op 'n tyd was dit 'n feit. Op 'n tyd was dit 'n feit geweest dat Boland wil 3 spanne in die streekliga hê. Nou sal die klubs as al reeds die een span kan hê nie, hoe gaan hulle nog 3 spanne kan pool? Maar ek glo nie Boland sal binnekort die 3 spanne laat kom nie. Ek wil net my verstout of ek wil halfsoorte van sê is dat een van daai 2 spanne daar gaan nie nog 'n derde een wees nie. Een van hulle 2 spanne gaan sak. Ja. Daar's die ander redenasies. Ek wil niemand se rugby van hulle wegneem nie. Yes. Al het hulle net een span, laat die manne maar speel. Maar een van daai 2 spanne gaan sak. Nee, dat is meester se mening weer eens. As jy verskil met meester, los ons 'n comment en ons sal daar by aanraak. So ja, dan meester Oostenrijk daar kompetisie, meester het nou gesê die kompetisie is goed. Is 'n goeie kompetisie. Dink meester een van ons spanne of een van ons klubs in die streek daar sal kompeterend in die groot daar wees. Of kom ek sê volhoubaar. Nie kompeterend nie, maar volhoubaar. Uit dit wat ek in die verlede gesien het, mense, as ons nou kyk, ons hoef nie ver te gaan nie. Jammer om dit te sê. My groot vriende aan die kant, ek kom nie op jou neer nie, hoor. Ons sien nou hoe sukkel Tilbag. Ja. En Tilbag was die ou wat hier 100-talle Hulle het gedomineer. Hy het 50-talle uitgedeel. Yes. En ek bedoel vir 'n ou om hier 50-talle uit te deel na 100-talle toe. Ja. En hy gaan kry en hy ontvang nou daai kan 100-talle en 50-talle. Sê dit vir jou dat vir ons ouens wat nog swakker as daai ou is, dat ons gaan nie die massa bo-op kom nie. En eintlik kan dit beteken eintlik vir jou om te sê as jy die geleentheid kry om te sê dankie man, dankie. Ja, maar want die enigste manier vir ons ouens, vir enige ou wat hier in die Bokveld, ek praat op wat Witzenberg streekspanne om op te gaan, is om saam te smelt. Want as jy nie gaan, soos hulle sê, as jy nie gaan amalgameer nie, gaan dit nie moontlik wees nie. Want nou, ons het nou gesien dat ouens sukkel met vervoer. Yes. Baie van die plase hulle dink 2 keer om vir jou vervoer te gee. Ek weet van 'n spesifieke klub waar sy plaas was sommer reg het gesê, man, ek het nie die week vervoer vir jou nie. Jy maar vir jouself vervoer eers aan 'n ander plek kry. En vir 'n klub en vir 'n plaasman om 'n vervoer van 'n ander plek af te kry en hy kry al klaar nie hekinkomste nie. Want ons ouens, jy kyk by die hek, by hekke, daar gee manne op 100, 200. Ja. 400. As jy gaan na 700, dis ek seker die meeste mense wat by een van hierdie streekliga spanne opdag. Dan kry jy jou grootheid dag, dan hoor jy van 4000 mens, 3000 mens. Ek bedoel, dis wat so geld. Ja, nee, definitief meester. Ja, en ek wil in 'n mate saam met meneer stem, want ons kan gekyk het met Miracle se geval ook, toe hulle in die grootheid daar gewees het. Hulle het 'n paar games gespeel, maar hulle kon net nie meer aangaan nie. Ek meen, later raak jou manne, jou spelers onttrek, want die manne se liggame kan nie meer dit hou nie. En want jy speel die naweek tuis teen die Roses en dan moet jy travel na Hemel toe en dan kry jy sommer weer 'n Bella Vista wat kom kuier. So dit gaan definitief moeilik wees, maar ek dink daar is so baie trots in die manne dat ek dink die manne gaan my gamble vat, meester. Sou dit nou so kom dat een van die manne miskien nou die uitspeel game wat hulle nou eers die promosie relegasie game, sou hulle daai game wen. Dink ek gaan dit moeilik vir 'n klub wees om te sê vir Boland, maar
nee, so right, ek gaan maar los. Jy weet, want dan gaat hulle ook geken word as die manne wat bang is. Maar ek dink, Laplace sal die match opkom, mister. Maar ja, so, ja, daar hoor julle dat, ek weet nie waar miskien kom ons is wat mense anders te voel nie. Maar die ander ding is ook, die samensmeel, meester. Ja, sê, dat is eindelijk een ding wat maar gaat neek. Want ek meen, sou een man nou sê, ODB in de Kier, in Lindeshof, wat nou die streekheid daar is, selfs Morgenster ook smelt saam. Die manne gaan mos het nooit maak om saam te speel, want die manne wil aan mekaar nou net bedood, nou wat hulle teen mekaar is, so dinge gaat maar nie. Wat wil die comments aan? Hierso die comment sê, ek kyk hier vir Pieter John Paulse. Hierso sê hy, ons hoef glad nie ver te kyk op daardie vraag te beantwoord nie. Want ons span wat tans top lê het verlede jaar in Boland treye in toch die mooi woord pak gekry. Nee, ek het 'n vriend gehad as hy Engels lees. Ja. Dan het hy ou gelees we are going to groot woord Cape Town. Nou lyk my hierdie woord herinner aan as 'n groot woord. Ons wil dit nie noem hier op die live nie. Maar ek gaan sê, het is 'n goeie ding om top te lê. Het is 'n goeie ding om jou te gaan toets daarbo. Maar as jy werklik waar wil opgaan, maak doodseker dat jy spelers gaan hê nommer 1, want jy moet spelers hê, want onthou jou spelers gaan seer kry. Ja, dat gaat aan. En veral jy speel teen hier weet ons hier Ceres in die onder gespeel. Ja. En ons hy nommer 2, hy ou wat nou op die oomblik hy 12. Ja. Hy het altyd gesê jammer oom. Nee, jammer oom dat hy seer kry, maar daarbo is nie net een van hulle nie. Daar's 'n hele paar. Daar's 'n hele paar van hulle. Dink as hy groot slot op jou val. Mense, daar gaan baie ons weet dat beserings maak dat jou span ook verswak word. Swak as waar. En ons sal 2 keer moet dink voor ons. Alvorens ons enigstens sê maar ek wil daarbo gaan speel. Ja. Dis 'n goeie ding as jy bo eindig, maar sê maar liewer nee dankie as jy weet jy's nie gereed om op te gaan nie. Ja, sê so daar het ons dit van meester af en ek dink ek stem saam met meester op daai en so ja, ons gaan kyk na die komende naweek se wedstryde wat op pad is. Ja, Hobel ontvang vir Laplace daar op Klippark op Sandbergpark en dan Vastrap ontvang vir ODB wat ook beloof om 'n klipharde wedstryd te wees. Daar op Vastrap, ek dink Vastrap het 2 games wat hulle verloor het. Na ruskans dink ek sy koppe weer reg om vir ODB te ontvang. En dan Young Wesleyans ontvang vir Miracles. Young Wesleyans ook self op 'n hoogte want hy het eers gedra teen Lovedale. Dus het sommer in die week nee, maar hulle vat maar hy dra ook weg. En hulle het 'n foutertal opgesit daar teen Morgenster. Maar Miracles wat eintlik die span is wat die grootste improve het van die eerste ronde af. So Miracles besoek vir Young Wesleyans. En dan ja, Lovedale en Paardenkloof beloof ook om 'n klipharde wedstryd te wees. So Lovedale wat nou al 2 verlore of nie 'n verloor weg het. Ja, en van 'n verloor afkom. Hy ontvang vir Paardenkloof wat afreken het met Lindeshof. Paardenkloof wat vol selfvertroue in daardie wedstryd sal ingaan. En ja, dan Lindeshof wat van 2 verlore ook afkom, ontvang vir Jan Goedops wat dit sal maklik sien om weer die confidence weer terug te kry. Meester van daai wedstryde, wat ding meester sal meester kies as die wedstryd van die naweek? Meester kan sommer hier. Ek gou net hier so vinnig ja. Ek het al reeds hier in die week al so na die wedstryde gekyk. Maar op die oomblik hierdie klomp wedstryde as 'n mens so vinnig daarna kyk, lyk dit vir my jou wedstryd van die naweek gaan meer vir my as ek nou so ek kyk daar waar Young Wesleyans en Miracles, dan kyk jy vir Vastrap en ODB. Jo, en dan kry jy vir Hobel en Laplace.
en dan ook vir Lovedale Paardekloof. Hierdie week is dit maar moeilik Ja. om te gaan vir jou wedstryd van die Yes, naweek. yes. Maar ek van my kant af, as ek nou regtig gaan vir 'n wedstryd van die naweek, sal my ene beslis wees Young Wesleyans versus Miracles. Miracles. Daai wedstryd. Beloof. Hy beloof nogal omdat Young Wesleyans tuis is. Tuis is, Behoort hulle dit, speel goeie rugby ja, daar. en hulle speel veral tuis. Veral tuis, ja. Hulle speel nie goeie rugby daar nie, maar hulle kan intimiderend wees. Ja, meester, ik wil samen meester stemmen, want ik heb 1 jaar, toen ik nog bij Paardenclub gespeeld heb, ik dus daar wedstrijd gespeeld in Young Wesleyans. En die wedstrijd was afgebekleed. Die intimidaties waar er plaatsgevonden wordt in mannen wat te ernstig geraakt het en later het de hele lelijkheid veroorzaakt. So, dat kan intimiderend raken. Mijn bezoek samen met Pleisaan daar heb ik 1 gedraaid en 1 verloren daar. So, ik heb glad niet een goede record daar niet. Maar ja, ons gaat samen met meester met Miracles en Young Wesleyans. Dat beloven een goede wedstrijd te wees daar die een. Maar all over is het goede. Ik denk die competitie is zo goed, meester, dat ik kan niet heel erg zeggen daar is een zwak game, verstaan? Want enige span op enige dag kan goede rugby spelen. So dingen gaan leniek en dan is die andere ding, vraag is ook maar gaan die mannen zijn spannen vol is, want daar is maar van die spannen wat vakanties heeft wat nou moet travel. Kijk, thuis is alright, maar als je nou niet vakanties en je moet travel, dan leniek het maar. Ja, en dan gaan we oorgaan naar die lok toe. Al het nou zo vluchtig geraakt aan die lok. Je gaat maar net zeggen wie de eerste. Je gaat niet nog die punten zo bij aan raken. Zo in de eerste plek het is voor Lovedale. En die tweede plek het is voor Houwel. En die derde plek het is voor Miracles. Niemand heeft zeker daar een keer gezien komen. Dan in die vierde plek het is voor Lindeshof. Vijfde plek voor Vastrap. Die zesde plek het is voor La Pleisaan. En die zevende plek het is voor Paardenkloof. En in die 8e plek het is voor ODB. En in die 9e plek voor Young Wesleyans. 10e plek voor Morester. En die 11e plek het is voor Young Goodhopes. So ja, dinge leen neek maar nog. Soos nou self gehoor het, die eerste plek is ook self nie verseker. So tweede plek en eerste plek is 10 punte uit mekaar uit. Maar daar is nog baie games. Ek dink as die tweede game wat ons derde ronde, vierde ronde wat ons nou ingaan. So ja, daar is nog baie rugby wat gespeel gaan word hierdie tweede ronde en die tweede ronde veral met die nat wat ook nou moet kom meester en al die type ding as die vakansie mos nou by is verby is, daar kom die reën daar mos nou weer. En 'n man weet mos maar dan is dit maar net jou beespan manne wat op die oefenveld is of soms is daar glad die manne nie. Ons trek maar sommer die span daar Vrydag aand of sommer Saterdag voor die wedstrijd op met mannen wat daar aankom. So dinge gaat nog leniek in die tweede ronde. Ek gaan net isoleer ons het so kort op so minkie van dinge wat ons geleer het die naweek in die Witzenberg. Die eerste punt is daar Wesleyans sy verwoesting toe hulle Drake 'n mufti gee op die 3.6 miljoen rand se stadium. Dinge het geneek op Nieuwedorp. Is al wat 'n mens kan sê. So ja, as hoor daar was 'n klip gekap daar. Ek hoop hulle daai man gevang dat hy nie nog mense kan met die klip kappie. En dan Joenman syndroom het Lindes kwai met nog 'n verloor die keer teen die Pitse mense. So ek weet nou nie of Paardenkloof goed was nie of wat die miskien die vakansiesyndroom is of wat nou Paardenkloof wat goed is nie. Maar ja, Paardenkloof het die 5 punte gevat. Red Roses klop sy buurman om 2-2 te maak vir die derby. So Red Roses het daar vir Doornkraal gewen. En dan is hier die volgende punt. Dus klink, meneer orde herstel was glad nie in beheer. Of kon nie orde herstel toe die kaarte links en rechts waai op Tanfontein. So ja, daar was baie kaarte gewees en lyk my meneer orde herstel kon nie beheer vat oor daar die saak daar nie. En dan nooit gedag sorg amper vir upset van die seisoen. Maar die span van Pumas wys hoekom hy aanbiedend is en byt vas vir die wen. En laastens kan clubs maar nie Vrydag laat weet dat hulle nie gaan speel Saterdag om die ander span kostes te
spaar nie. Wat dink meester daarvan? Dink meester die manne moet maar laat weet, as ek nou weet, my mense is hier, die week hier op die plaasie, moet ek maar laat weet Vrydag om te sê, julle kan maar die 5 vat, julle hoef nie te kom nie. My gevoel ek het nou al 'n paar jaar dat ek al met hierdie soorte ding worstel. Is dat spanne daar is nie net in die gemeenskapskuld in streekie dag waar die goed gebeur nie. Gebeur selfs in die groot uitdag waar veral hier na die einde van die jaar toe waar klubs net eenvoudig net onttrek en sê maar ek is nie beskikbaar om te kom nie. Veral as hy laaste games waar hulle weet maar daar is niks in die game nie, dan bly die ouens net eenvoudig net weg. My groot ding waarom ek 'n probleem daarmee het is dat die klub berei voor. Yes. Hy praat nou nie spesifiek die spelers berei hulle voor nie, maar die klub gaan finansiële onkoste gaan hulle aan. Die ouens koop goed aan wat vanmôre by jou verkope natuurlik gedoen moet word. Veral as dit goed is wat bederfbaar is, dan kan van die klubs kan nogal groot verloor. Alhoewel ons weet dat hierdie Bokveld is dit nie altyd dat ouens klomp baie mense kry nie, maar 'n ou kan verloor. As 'n mens gaan na vastrap toe. Die mense kan miskien vetkoek voorberei het. En dan kan hy goed kan ons ook nie wou vir volgende week nie. Nou moet die mense nie goed opeet. Maar ek maak nog grap, jy is net so vinnig, maar dis die soort van goedjies wat kan gebeur. Finansiëel lê jy daaronder. Maar die ander ene wat ook 'n probleem is, jy het al klaar jou vervoer is al klaar gereël. Daar's baie keer mense wat al op pad is na jou toe. Soos Saterdag. Ja, daar kom jy by. Nou kom jy ou by die klip aan. Nou het daai manne het nie mense om teen jou te speel nie. En dit nogal op jou se tuisveld. Nou moet die ou daar kom omdraai. Daai is vir my net nie aan nie. Ja. Nee, daai is aan die meester en ek meen dan moet jy maar Saterdagoggend laat weet hier so by 11:00 op die laaste, maar jy hoef nie te kom nie. Nee, maar Vrydag op die laaste. Vrydag op die laaste. Ja, want Vrydag behoort jy mos nou al te weet wie is hier op die plaas en wie gaan nie uitkom nie. Ek meen ons plaas is mos nou baie maklik. Ons het almal by mekaar. Iets sê rondom Paardekloof, jy moet nie by Paardekloof so klein kykie Paardekloof weet. So swart manne was weg gewees die daai wat nou verby is. O, okay, so dis hulle is nou Saterdag as hulle weer terug. So dan kan dit dan kan dit maar eintlik nog beter rugby verwag. Dit is al wat ek gaan sê, gaan dit verder sê nie. So daar hoor hulle nou Paardekloof se teks het gekom. So ek hoop Lovedale is reg vir die manne want dit gaan nie maklik gaan daar in die beeskamp daar by op die skaapkraal so noem te kier se veldie. Dan meester genoeg nou 'n bietjie van die rugby. Ek dink ja, as jy so 'n bietjie agtergrond kry oor meester self. Kan meester miskien net so 'n kort opsommingkie sê hoe het rugby van meneer begin, waar dit begin en dan miskien net so ek weet meneer was nou al oral en meneer was betrokke by baie instansies en baie lank by rugby betrokke, maar kan meneer miskien in 'n kort opsommingkie vir sê waar dit begin en by wat meneer nou al betrokke was en wat meneer nou al bereik het en waar meneer tans mee besig is. Mense, ek gaan baie kort wees. Eintlik het ek 'n hele 3 uur of 4 uur lange ding wat ek kan praat, maar ek gaan dit probeer binne 3 minute af te handel. My rugby het begin daar by 'n klub daar, Klapmuts. Blue Stars. Dis waar my rugby begin het by jou under 45 team. Nee, hy het toe ek al reeds op hoërskool was maar baie lig. Was eintlik 'n atleet gewees, soos ek hier sit, was ek 'n SA rekordhouer in die 3000 meter vir die manne wat jy weet nie. So julle kan handtekeninge, ek kan handtekeninge uitdeel. Dit daar gelaat. Van daaraan het ek mos maar nou die Paardekloof toe gekom en ek het toe later aan hier vir die eerste 2 jaar glad nie eintlik vir die eerste jaar glad nie gespeel nie. Eers die tweede jaar toe begin speel ek vir Paardekloof en daar het ek nog begin in die tweede span. Waar eintlik ek kan vir julle reguit sê my rugby het ek eintlik werklik op Paardekloof werklik begin uitstyg. En ek het begin op flank. Maar die man het gesien maar die man het spoed. En het my daar na die vleuel toe geneem, maar ek het geweet ek gaan op vleuel gaan ek klein trap. Maar my oë was maar al die jare nie goed gewees nie. As hy bola aan die lug het deurkom, dan bid ek, gaan ek hom nou vang of gaan ek hom nie vang nie. En dan, in die meeste gevalle 60% van die kere dan mis ek hom. Nee, maar toe het ek maar net van die manne gesê nee, want ek wil net voor wees. Kom jy ek het op vleuel gespeel, as ek so maar weer voor. As die manne sien as ek aan voorskoen gemaak het omdat ek so baie fiks was.
ek het agtergespeel en voor, voorgespeel. maar op een Maar daai het Paarkloof 'n backline gehad, 'n pak gehad wat oral was. Yes. As jy vir jou kon kry, dan lê daar weer 'n backline. Dan kon jy nie glo maar die pak was dan nou hier by mekaar. Dan sit hy pak manne wat nou aan die backline was. Jy weet hy het toe ons nog sommer die klubs hier die Bokveld gehardloop. Ek weet ons het op 'n tyd daar nie vir Donkerbos nie vir Weidekloof vir 100 en iets gehardloop. Spekafet. Nie te Spekafet, die Tafet. Yes. Hy het 11-3 aangeteken in een wedstryd. Daai is die maksimum wedstryd wat nog ooit deur 'n speler by Paarkloof aangeteken was. Maar ek wil by my bly. Nee. Ja. Ek het daar op die flank begin, uitstekend gespeel, al die manne daar weggerap, later as ek stit toe, daar net so uitstekend gevaar, kan maar hier vra vir Hamlet en die manne, ek het hulle almal die loef afgesteek. Yes. Die beste stit in die Bokveld, wat ek nou nog glo, hy was die beste stit wat die Bokveld nog ooit gehad het, en dit is Piet Persens. Daar van Lindeshof. Van Lindeshof. Hy was die beste in wat in my gespeel het. Yes. Daar het groot uitdagings het in my gespeel. Ons praat hier van hoe sê ons naam van die Lise se stit wat ook op 'n tyd vir Ceres United kon speel het. Ek het met hom geloop. Ek het omtrent met elke stit het ek geloop. Ek was uitstekend. Al moet ek dit self sê. Yes. Ek was so uitstekend. Maar dit daar gelaat as ek teruggaan na my Edmund toe, ek het toe ek Paarkloof begin, was ek mos ook nie deel van die bestuur nie, yes. maar later 'n deel van die bestuur geword en Paarkloof, ek was eintlik op 'n tyd die ruggraat van Paarkloof. Yes. As dit kom by bestuur, was op 'n tyd was ek al 'n kassier gewees en latere jare was ek as voorsitter daar en toe ek weer terug na kassier toe. Yes. En Paarkloof het daardie jare finansiëel was hulle die klub. Yes. Ons het nog nie een keer dat Paarkloof gestagneer het nie. Hy het nie een keer dat hy nie gespeel het nie. Hy het aan mekaar gespeel. Yes. Julle weet al, julle kan maar gaan kyk hoe oud die klub nou al is. Ja, nee, hy is sommer die 48 gestig, so hy kom 'n lang tyd aan. Maar ek wil nie oor Paarkloof nie. En op 'n tyd was ek ook natuurlik deel van ons het hy op Witzenberg streek bestuur gehad. Yes. Was ek deel van Witzenberg streek bestuur gewees. Ek was die kassier ook daar. En ek het groot naam daar gemaak, daar gehad in die opsig dat toe ek daar begin het die streekie geld gehad nie. Hulle het nie strye gehad nie. Ja. Die tyd toe ek oorneem, skielik het die manne R30,000 in hulle bankrekening. Ja. Einde van die jaar toe sê die manne vir my, meneer, kan ons nie gaan afskeid oor die geld? Toe sê die geld is nie afskeid nie. Ja. Die geld moet gebruik word. Nee. Ja. En ons het baie goed aangekoop in daai tyd. Die manne wat deur die tyd daar in die bestuur was, hulle weet hoe hulle sal weet. En met die het ek ook natuurlik deur klaar rugby gespeel. Ja, julle weet ek het besluit, maar ek wil nie meer by klubs betrokke wees nie as gevolg van 'n besering wat plaasgevind het. Niks negatief nie. Ek het my jare geniet. Believe it, ek het my geniet tussen die ouens tot vandag toe. Ek kan met enige ou gesels. Ek kan praat met die ou tot hier wat in die strate is. Yes. Praat met die man wat hier werk, ek kan met hom praat en ek kan praat met die ou tot daarbo. En ek geniet dit om met die manne te praat. En met die ouens net so 'n bietjie kennis te deel. My ding is as ek vir jou iets leer, dan verwag ek jy moet ander mense gaan leer. Dis ook veral by boksmat gaan. Ek leer vir jou iets, dan verwag ek jy moet daai oordra, dat ander mense ook dit kan bekom wat jy bekom het. Yes. Maar dit daar gelaat, ek betrokke geraak by die skeieregters, self geblaas, baie geniet, baie geleer, Linston en die manne, taamlik lekker met die manne gewerk en ek het baie hoogtes ook daar bereik in die opsig dat ek laterand natuurlik selfs 'n referee educator geraak het. Ek het selfs assessor gewees. Ek was selfs 'n field inspector wat baie ouens nie bewus is nie. Ek kon manne se velde afgekeer het, maar ek het dit nooit gedoen nie. Ek het altyd vir die ouens aangesê, jong manne, asseblief maak dit reg. Maar want vir my het dit nie daarop gegaan ek wil rugby van mense af wegneem nie. Dit was altyd my ding gewees, wil rugby vorentoe vat. En as ek nou vandag sê dat gemeenskapsskuld by 'n nasie is, daar is 'n bestaan vir gemeenskapsskuld, maar dat manne moet probeer liewer meer by mekaar kom as wat 'n ou die ou speel hier, daai ou hier, hulle vat mekaar se. Dit werk nie. Gemeenskapsskuld het wel bestaansreg, maar dit is dit. Maar op die oomblik. Ek was natuurlik 2019 het
was my laaste dat ek nog betrokke was by Boland. As natuurlik redes, ek gaan nie vandag daaroor praat nie. Dis nie vir my, dit gaan nie vir my oor om mense swak te maak nie, of om lelik te praat van ander persone nie. Ek het my rugby, ek moet vir julle sê, by Boland het ek my rugby geniet, en ek het lekker saam met die mense gewerk, en as daar enige gruwels of negativity is, so be it. Maar ek is op 'n mooi manier van Boland, ek persoonlik self is op 'n mooi manier van Boland af. As Boland se ouens voel, ek is op 'n lelike manier, ek is op 'n lelike manier weg. Ek is op 'n mooi manier, en ek sê nog vandag nog, alle sterkte vir hulle, en ek glo dat Boland, op die oomblik, Boland word goed bestuur. Ek bedoel, van buitekant af lyk dit vir my baie goed. Ek gaan nie die probeer om die unie af te breek nie, of af te kraak nie. Ek sê vir hulle, alle sterkte, alle seën. Maar dit wat ek op die oomblik doen, ek doen op die oomblik die loks binne Witseberg, praat van die Witseberg streekliga, en dan doen ek die loks ook van die Wit sentraal liga se loks doen ek ook, maar dit gaan nie omdat ek gesien wil wees nie, dit gaan ook daarom om iemand te na te kom nie. Dis hoekom ek probeer ek probeer my weghou van 'n klip af, om my aan 'n klip te verbind, en dit maak dat almal ek wil graag mense moet my vertrou. En as ouens my vertrou, moet ek nie daai vertroue van wat hulle in my het, dat ek dit moet misbruik of vir iemand anders bevoordeel daaruit nie. En om die loks te doen, is 'n manier van my om die rugby interessant te hou. En dit is wat ek al met ander ouens ook gedeel het. Mense, kom ons hou die rugby interessant, man. Almal wil betrokke raak. En ek glo, dit waarmee julle nou besig is, dat dit het ook daaruit ook gekom. As waar het, meneer, en ek meen, ons het ook maar soos minister gevoel dat ons wil die rugbyland aangaan, en ek meen, ons het nog gevoel dat streeke daar in de gemeenskapskuld kry nie weer die blootstelling, en op 'n manier het ons gevoel om te verhoed dat het doodgaan. Kom ons gee so 'n bietjie lewe, en ja, dankie vir dit, meneer. Ek dink as 'n man moet eintlik net 'n episode afskaal om net te praat oor meneer se loopbaan in die rugby, dan gaan 'n man miskien nie by 3-4 ure kom. So ja, maar wat sou meester sê? Meester se speeljare, wie was meester se moeilike teenstander? Jong, ek het nou 'n man se naam genoem. O ja, maar meester het mos nou die naam genoem. Nee. Kom ek vra so, wat was meester se moeilike wedstryd? My moeilikste. Maar het maar swaar gegaan het. Kom, ek sal vir jou sê, ons moeilikste wedstryde was maar altyd teen, wat jy dink se naam, teen 'n Woesley gewees. Teen 'n Woesley was ons moeilike wedstryde gewees. Maar my moeilikste wedstryd was teen Aston. Het daar 100 uitgekom, meester? Daar 50 plus uitgekom. Maar het was teen Aston. Maar baie ouens is nie bewus dat ons in die liga saam met Aston ook was daai jaar gewees. Ek kan nie anders om te sê, ek was, die tyd toe ek by Paarkloof was hulle op 'n hoogtepunt gewees. Hulle het gespeel teen manne soos Aston. Hulle het gespeel teen manne soos McGregor. Hulle het gespeel teen manne soos Montetjie. Montetjie, as dit 'n Montetjie klap of die ander ene, maar die een wat onderste gespeel het. Hulle en dan het ons gespeel teen Toupark. Het ons ook gespeel, ons het gespeel teen Hillcrest. En dan het ons ook gespeeld in Newtons. Al die groot ouens wat doen die groot uitdagings. Ons het hulle almal uitgedraf. Protea self ook daar van de Dorens. Ja, ek het al gerugte gehoor ook daar. Die manne my nou vertel het Paarkloof 1 wedstryd daar teen Caledon gespeel. En daar het die manne Caledon het so baie drie gedruk. Hulle het later nie meer paal toe geskoppie want die telling is te groot. Toe ek daar gewerk het ek een hand saam met die manne gaan oefen daar, en toe die manne my ook vredelike koggel toe hulle hoor daar, maar ek kom ook 'n bietjie van Paarkloof af. So ja, die wat nie die pits ken nie, as 'n geskiedenis ken nie, daar is ook so kort opsommingkie van Paarkloof rugby klub, dat hy kom al 'n tyd aan en hulle het groot rugby gespeel. Maar dink meester, daai gloriejare, ek meen, okay, kom ons sê nou nie groot uitdaging, maar dink meester dat Paarkloof weer sal kompeterend wees in hy eerste 2 plekke in die streekuitdag? Van my kant af gaan ek die volgende sê, is dat Paarkloof het die potensiaal om daar te kom. Ek gaan nie enigstens sê dat hulle nie daar sal kan kom nie. As
hulle net die goed doen wat gedoen moet word, kan hulle moontlik in die toekoms weer die hoogtes behaal. En een van die goed wat kan maak dat 'n klip soos 'n Parekloof, my gaan nie net van Parekloof praat nie, vir my gaan dit nie net om een klip nie. Yes. Vir my gaan dit om die hele Bokveld. Yes. In die Bokveld is daar manne, is daar klips wat die geleentheid het om daarbo te kan speel. As jy kyk na 'n Vastrap, as jy kyk na 'n Parekloof, jy kyk na 'n Lovedale. Yes. Ek praat nou net uit die Bokveld, jy kyk na 'n Lindishof. Dis jou groot ouens op die plaas self. En daai selfs 'n Young Wesleyans, daai is manne wat wat die moontlikhede het om daarbo te gaan speel. En een van daai moontlikhede is dat daar moet minder klips wees. Want agter Witzenberg is daar 4 klips. Daar is nou 4, ek het Doornkraal by. Nie 4, hulle is hulle is 4. Ja, Doornkraal. En ek bedoel daai 4 klips, as daar agter daai berg net 2 klips is. Ek sê nie weer wat 2 nie. Ja. As daar net 2 klips kan wees en daai ander manne almal by daai 2 klips kom aansluit en hier aan die Bokveld hy klomp gemeenskapsklips. Hulle sluit nie dat hulle aansluit by 'n ander klipie, maar dat daar ook samesmelting is tussen daai klomp klips. Laat daar in die hele Bokveld net 10 klips is of 8 klips. Ja, dan behoort daar 'n baie sterk span. Ek het nou al die afgelope tyd daaraan gedink, hoekom kan hulle nie vir ODB oprig in 'n werklike span daar op die Beerberg, want dis nogal een van die klips wat werklik waar kan groei as daai ander klomp klips aan die ronde. Net aan ek bedoel nie aansluit dat van daai klips eenvoudig net nie meer daar is nie. Ja. So ja, dat sal maar seker nie 'n droom, of 'n droom bly. Ons weet nie, gaan het werkelijk waar word, want het gaat moeilijk wees om net alles op te skoppen. Ik meen met clubs wat ook maar geschiedenis heeft. So meester, ik ga net hier paar comments, die Pieter John Pauls, hij zei, ik heb mijn rugby ook bij meester begin spelen, daar op Paardenkloof. Primair, was goeie daar. Maar ik wil ook aan net bij sê, meester het ons aan geneek met die rotang, daar die tijd. Pieter John Jointjes, soos meester om ons al ken. Hy sê meester, hy wil weet, was het nodig dat meester om met so geslat het met die rotang daar, ja. Man, Jason, hy bring my nou by die feit uit dat ek het 'n paar leerders daar by my by die skool gehad. Yes. Hy, sy suster, yes. Jy, as ek nou net so tussen julle 3 kan ronddwaal. Julle is almal mos familie van mekaar. Ja. Julle weet, julle is die manne met die intelligente breins. Julle was by intelligence mense en ek het daaraan geglo. En tot vandag toe glo ek aan. Ja. Mense met breins moenie kom hier met maar ek wil underperform. Ja. Ek nik jou dat jy moet op jou volle level, nie op jou standaard. Want deur die jare het ons gehad dat hulle het gepraat van the Bush College. Weet vir wie hulle die Bush College genoem? Hulle het UWK, Universiteit Wes-Kaapland het hulle genoem die Bush College. Hulle het hom so genoem dat hulle geglo dit was 'n minderwaardigheidsuniversiteit. Waar mense gaan wat die die tydse regime, die blanke regime, eenvoudig gesê dat ons maak vir julle daar 'n universiteit, julle kan maar daar gaan studeer. 'n tweede hand, die ouens, ek bedoel, die tydse mense het geglo aan, die mense wat werklik waar geglo daaraan dat ons is die tweedehandse burgers van die land. Gesê dis 'n Bos College, ons wil nie daar wees, ons wil by Maties wees, ons wil nie, julle moet hier vir ons afskeep, goed gee nie. En nou vandag, dit het daar by my ook, daai jare toe ek begin het daar, het ek aan geglo, ek soek die tweedehandse leerders nie, ek soek die beste. Ja. En dit is waar die pak saam vandaan kom. So ja, John, ek hoop jy het jou antwoord daar gekry. Everal Lewis daar van Woesley, ons ook daar by La Place, en hy sê hier, kan hulle net vir al die spanne asseblief die regte middelman stuur. Hulle kan die man se naweek lelik opneem. Dink meester, daar bestaan iets soos 'n regte middelman. Ek weet nou nie waar. Bestaan daar iets soos 'n regte ref? Ek dink ek stem saam met dit nie, want meeste van die gevalle
sal 'n man sien as die meeste spanne wat klaar oor heeft, was die span wat verloor. So as die span wen, dan klaar je nie eindelijk oor hy middelman nie. Maar bestaan daar iets soos 'n regter meester? Ek was ook 'n middelman. Jy weet, ek was ook 'n middelman. En baie ouens, daar was al 'n paar keer oor my ook gekla. En ek kan vir jou sê, klagtes kom sommige kere, dat ouens kom met 'n klagte, dan vra jy vir die ou, nou wat is verkeerd? Jy praat ook van op die veld, as jy self blaas. Ja. Wat het ek nou verkeerd gedoen? Hoekom sê jy daar is 'n probleem? Dan vind jy uit dat daai man ken nie die reël nie. Yes. Hy is die eerste ene. Toe ek assessor geword het ek altyd tussen die mense gesit daar bo op die stadion, of jy daar tussen hulle gesit terwyl jy assess. Dan hoor jy hier klomp aannames. Ja. Dan skree 'n ou hier van die kant af, "Mr. Ref!" Dan draai ek om. En dan sien jy maar 'n ou wat 'n glas wyn nog sommer hier. Ja, en dan skree daai man ook klipbaar die deur. "Maar Mr. Ref!" En draai ek om en vra ek nou, "Wat is die probleem?" "Nee, maar hy Mr. Ref dit en dat." Dan sê ek, maar daai is aan die reël wat jy nou van praat nie. Dit is die reël. Want ek het die reël op 'n tyd mos uit my kop uitgeken. Yes. Dan sal ek vir jou sê, reël 21.9 sê die volgende. Reël 21, by the way, reël 21.9 sê, dat sou jy buite hardloop, en die bal is in die binnekant van die veld, binne in die doelgebied, en jy is buitekant, jy's uit, maar jy het nie die bal gedra nie, jy's buitekant, en jy druk die bal binnekant, dan is dit 'n 3. Dis wat reël 21.9 sê. Ek het dit weet. En dit is hoe ek my reëls ook geken het. Yes. Ek het dan vir hy maar eenvoudig gesê, nou sê vir my, wat is nou verkeerd daar? Nou sê hy, dan sê ek, maar dit is nie so nie. Hier is die reëlboek. Dis wat die reël sê, jy kan maar lees ook daar. Dan sê hy, Mr. Ref, Mr. Jacob, dit is, maar hy Ref! Maar dit is nou wat eintlik hier gebeur. Ja. Dat die ouens glo aan, as hy 'n spesifieke ou sien, daai ou het miskien in die verlede 'n fout gemaak. Nou glo hy daaraan, daai ou kom om hom weg te blaas, wat nie, ek gaan weer sê, wat nie altyd so is. 99% van die gevalle is dit nie so nie. So mense sal eintlik sê, dit is maar 'n mindset ding wat by ons supporters of ons spelers, is dat die ref kom om jou dag te kom ons sien, wat eintlik die geval is. Want ek het geleer, meester, as ek voel dat die kleur blou is, en dit is rooi, maar ek voel dit is blou, dan gaan niemand my anders sê, of afhaal van my gedagte of my mening af. En ek dink dit is baie kere die geval by ons mense, as dit kom by skeieregters. So ek dink ons moet maar net ons mindset bietjie verander rondom skeieregters. Maar meestal dit is moeilik met sekere dinge wat gebeur. Wat sal meester sê, kan na gekyk word om die kwaliteit van skeieregters 'n bietjie te lig? In die sin van, ek sê nie almal is swak nie, maar ek meen, ons as mens, daar word foute gemaak. Jason, ek was ons al die jare betrokke by skeieregters. En jammer om het te sê, maar skeieregters, ek kom julle nie nou te na nie. Ek gaan dit sê, want ek het my voorgeneem om dit te sê. Yes. Die tyd toe ek geblaas het, was ons nie betaal nie. Ons het geblaas basies vir die liefde van die saak. Maar ons het ingesit. Yes. Ons het elke keer, as daar 'n bowlingopleiding was, dan die hele groep het opgetrek. Ons het die geld gekry. Ons het moes betaal om daar bo te kom. Jy moet jou vervoergeld betaal om daar bo te kom. Die skeieregters moet betaal om daar bo te kom. Ouens het altyd gedink, nee, maar ons word vir goed. Ouens was nie vir goed nie. Die ou wat saam met jou ry, hy het nie half sent gekry nie. As net die ou wie betaal was vir sy vervoer. Vir sy petrol. Dis al geld wat ons daai tyd gekry het. Yes. En ek was een van die ouens wat altyd gery het. Ouens het altyd saam met my gery. Sommige keer het hulle by 'n 20 randjie gegee, of hulle het vir jou gesê, maar daar's ietsie om die petrol te cover. Maar jy het gery, want dit was die liefde van die saak. Ek was een van die eerste manne wie daarop aangedring het dat skeieregters betaal moet word. Ek was so ernstig, ek het dit op Facebook gedryf, Yes. dat skeieregters betaal moet word. En net die oomblik toe ek klaar maak met blaas, toe begin betaal hulle. Nee, Yes. toe begin betaal hulle. En nou kom ek by dit wat ek eintlik wil sê.
Skeieregters van nou gaan kyk waar is hulle as dit die maand is waar daar opleiding is by Boland. Hulle word nie gedwing om daar te wees nie. Hulle moet daar eintlik daar wees, maar hulle gaan nie op nie. Hoekom gaan hulle nie op nie? Hulle is te laks. Hulle lê by hulle huise. Hulle gaan nie op nie, want daar word die reëls word deurgetrap. Yes. Daar word spesifieke reëls deurgetrap wat die nie weet of dat die skeieregtervereniging weet, maar die ouens sukkel met hierdie spesifieke reël Yes. of reëls. Ons gaan dit die maand gaan ons 'n bietjie op daai reëls 'n bietjie werk en dan gaan ons 'n bietjie gesels daaroor, dan gaan ons vir die ouens sê, duidelik sê dit is hoe dit gebeur en daar word ook vir jou gevra, jong, maar waarmee het jy gesukkel of waarmee? Dan word daai spesifieke reëls word ook hanteer. Maar as ons dan nou nie opgaan na daai opleiding toe nie, wanneer kry ek werklik opleiding? En ek weet die tyd toe ek nog daar was, want ek was streekleier hier gewees, het ons self opleiding binne in die Witzenberg, elke maand het ons 1 keer by mekaar gekom, elke maand. Yes. Dus 1 keer by mekaar gekom en ons het 'n reëlbespreking gehou rondom spesifieke reëls, as we hadden gewoonlik 2 aspekte, maar dan vra ons ook vir elk, of ek was ons assessor, dat ek, goed dat ek gesien het, dan hanteer ek daai reëls ook, maar dan word ook gevra, wie kan vir my sê, wie het nog 'n probleem, dan hanteer ons dit ook. Ons het selfs vir skeieregters die geleentheid gegee, ons gaan vir jou vra vandag, om net die skrims te hanteer. Jy moet, daai ou gaan dan voorberei, om dit te doen. Ons gaan vir jou vra, om byvoorbeeld net die binne die doelgebied, wat moet alles daar? Ons gaan vir jou vra om dit te doen. En as jy dit doen, dan moet jy maar vra hier na die manne die binnekant toe. En dit is hoe ons dan geleer het, om werklik waar, ek wil my verstout, deur te sê, skeieregters het deesdae laks geword. As net jou top ouens daar bo, hulle is die enigste ouens wat werklik waar, insit, by elke opleiding is hulle daar word al soort verplig om daar te wees. Maar die ouens hier onderlangs, hulle word nie verplig nie. Nou wat doen ons? Ons relax, ons lê by die huis en dit is veral nou lekker koud. Mama is, ek bedoel baie van die manne is 'n vet mama daar by die huis en hulle bly by die huis. Die ou daag net nie op nie. En dan ook die ouens se fiksheid. As dit nie daar nie. Ek kyk ons nou deesdae gereeld wedstryde. En vir al die top 12. Ek het my voorgenem om daaroor te praat. En refs kan my nou maar gooi en whatever. En wil lelik wees met my, ek gaan dit sê. Ek het 'n probleem met vlagmanne wie die wedstryd wil blaas vir die skeieregter binnekant. Veral wanneer dit kom aan die einde van die jaar. Wanneer dit kom by jou top 12, semifinal en finaal. Weet julle wie word aangestel by die semifinal en finaal by jou eienaars? Jou eienaars is manne wat nooit deur die jaar eienaar hardloop nie. Wat nooit vlag hardloop. Dat is eintlik ook maar dis jou A-span refs aan die groot dag. Wat gewoonlik, hulle hardloop, hulle blaas heel jaar, hulle hardloop 1 keer vlag nie. Skielik aan die einde van die jaar, hy semifinal en die finaal, nou moet hy vlag hardloop. Wat weet hy van vlag hardloop af? Hy is gewoond, hy is in die game. Hy is gewoond, hy is in die game. Nou wil hy vir hy man na binnekant, omdat hy glo hy is beter as hy man na binnekant. Nommer 2, wil ek sê, die ou hoe buitekant glo hy is beter as hy man na binnekant. Hy moet nie hy game gehad het volgens hom. Ek sê nie volgens daai man nie, volgens hom moet hy die game gaan. Nou besluit hy, maar ek sal vir jou die game nie van buitekant af blaas. En hy bly in die man se oë. En hy bly in die man se oë en hy veroorsaak dat daai ou nou so. Nee, hy blaas nie sleg nie. Hy veroorsaak dat hy ou sommige goed verkeerd kry. En ek het ook 'n probleem daarmee dat eienaars aan die einde van die game nou wil hy inmeng. Hy steek sy vlag uit. Veral as 'n game nou baie tyd is. As 'n game tyd is. En nou begin die mense ons bevraagteken. Maar hoekom? Nou begin mense bevraagteken die ou se integriteit. Is hy reg? Want hy was heel game stil. Heel game het hy nie gewys, Mr. Ref, maar hy manne lê nie 5 meter terug by die scrims nie. Want dit is veral daar. Mr. Ref, hulle lê nie 5 meter terug nie. Nou skielik aan die einde van die game. Mr. Ref, daai man het 5 voor die tyd opgedaag. Sy vlag was elke nie eens uitgewys het. Maar hulle is mos baie keer opgelink. As dit net so, hy was 'n pak, hy backline het opgekom. Jy het dit gedoen nie. Skielik word dit nou gedoen. Maar nie dit ek kyk nou die dag 'n game, ek gaan nie sê wat 'n game dit is nie. Heel game die goed loop. Daai manne skop. Daar staan as die span se spelers staan stil. Hele game was dit fyn. Skielik nou.
straf, die man op die ding, Mr. Ref, die man daarvoor het vorentoe beweeg. Waar was die heel game? Heel game het hy nie dit gesê nie. En ek dink dit is... En dit is waar, baie keer is dit nie die ref op die veld nie. Baie keer is die AR langs die kantlyn, wat veroorsaak, dat 'n ref daar binnekant nie tot sy volle reg kan kom nie. En ek is jammer, ek kry die jong manne, veral jammer, want hulle word nou geïntimideer deur die perd die buitekant. Want is reeds 'n perd buitekant, wat daai jong man geïntimideer het. En daai het hy dag uitstekende game gehad. En hy's nou by die, as ek reg is, as hy nou by een van hierdie krywende weke. Ek het gesien, hy's by een van die krywende weke, en ek gaan weer eens sê, is 'n jammerte, dat hulle so 'n groot perd daar by hom sit, om vir hom vlag daar. Hy het 'n uitstekende game daai dag gehad, maar daai perd het sy game opgemors. Kom ons kry gou net reg. Skeieregters gaan op na die opleiding toe. Yes. Skeieregters kry vir julle fiks. Yes. Ons moet minder sit met, ek bedoel, ek het 'n bierpens, ek kan nie meer blaas nie. Yes. En as ek 'n bierpens het, dan moet ek maar die blaasery maar los. En die assessor, Boland moet 'n slag, na die assessor se uitslae kyk. Lees die goed. En werk dan op daai goed. En sê vir 'n ref, as haar bo op hy ding staan, ek het geskrywe op my verslag. Yes. En ek geskryf, die ref behoort nie aangestel word in enige game nie. Hy moet net aangestel word as 'n jaar. Doen dit. Yes. As 'n aanbeveling kom, die ref moet net as 'n jaar aangestel word, stel hom net as 'n jaar aan. En dan gaan dinge mos, ek dink maar dan gaan dinge baie makliker wees. Dan weet jy, die man is net 'n jaar se werd, en die man is dan 'n ref werd. Pieter John het hier, hy die 'n stellingkie wat hy maak hier, hy sê dalk moet die persoon wat refs uitstuur ook net bietjie kyk vir wie hy waarheen stuur. Hy sê ek meen 'n persoon wat op sê byvoorbeeld vastrap bly, kan mos nooit vir vastrap blaas nie. Want ek meen jy het 'n band met 'n klub en jy sal jou bes probeer om neutraal te wees, maar dit sal nooit die geval wees nie. Ek dink die naai wat nou by is, het daar so 'n geval gebeur by Red Roses en Bulldogs game. Stem meneer saam dat 'n ref wat op 'n plaas bly nie vir 'n plaas kan blaas nie, of in 'n sê maar 'n Sirius bly nie vir Sirius op die Lises blaas nie. Stem meneer saam daarmee en meneer se mening? Aan die een kant kan ek vir jou sê dat ek stem nie eintlik saam daarmee nie, maar dat maar die feit dat dit is maar menslik. Want nou sit jy in die mense agterkoppe daaraan. Ja. Want ouens het al klaar met die negativiteit daaraan, dat die ou gaan daai ou bevoordeel. Ja. En ek stem saam dat die ouens wie die manne aanstel, dat hulle maar na sulke goed moet kyk en probeer om nie manne wat, veral as die ou nog van die klip ook is nie. Ja. Hulle deur die jare vir my ook al by Parakloof aangestel. Ja. By 'n game. Parakloof het gewen, meneer. Luister gou net hier, ek wil vir jou gou iets sê. Parakloof het daai game verloor. Want hulle het gevoel. Nee, maar hoor, jy moet baie mooi hoor. Okay. Ek was nog altyd so, ek is seker maar al die jare maar so gewees, dat ek benadeel dit vir wie ek die liefste het, om hulle self te beskerm. Ja, meneer. Hoor jy wat ek sê? Meneer het vir ons ook maar by die skool benadeel. Ja, kyk, en ek verstaan nou, en ek hoor wat meneer sê, ja. En ek hoor wat meneer sê. Ja, so hopelik die mense wat maar die aanstellings maak, maar net daarna kyk. Ek meen daar is eintlik niks wat 'n man daaraan kan doen nie. Aan die aanstellings, die mense wat die aanstellings maak. Ek meen elkeen, hulle het seker, ek neem maar so aan dat die skeieregtervereniging het seker elke skeieregter se adres en waarvan af hy kom, en ek dink daar rondom sal maar moet aanstellings gemaak word, verstaan. Ek meen baie kere ook soos nou die geval is vervoer ook maar baie kere die rede vir sekere aanstellings wat nou bly 'n ou, maak nou voorbeeld op vastrap, moet nou 'n ref kom, maar jy kan nou nie van hou van nou het Sirius uit die ref, want as jy vervoer en met al die, so soms is dit ook maar ja, ek dink daai een, veral met die negativiteit wat hang rondom die skeieregters, moet Boland daarna kyk. Ja, net voor hy verder gaan, dit is so belangrik dat jou streekleier, dat die ou aan die kantoor die streekleier
ook ken wanneer het ek sou sê die streekleiers moet eintlik help om die ouens stuur die goed vir die streekleier jong. Vir al jy huiwer oor rondom miskien. Jong man, die man ek wil hom nou daar aangestel het, dink jy is hy reg? Laat die ou vir jou kan sê nee man, moet maar liewer nie daai ouens sê nie. Want streekleiers kan vir jou help om te sê onthou skeieteris kan saamry. Skeieteris kan saamry. Hy kan 5 manne Breerivier toe gaan. Jy seer sy. Yes. Al 5 ry saam. Jy stel die een ou aan daar by Aston, stel die ander ou aan daar by Robertson, stel die ander ou aan by McGregor. Hulle is by mekaar. Hulle is by mekaar. Daai 3 plekke is by mekaar. Dieselfde soos stel een ou aan by Woester, Robertson, Aston. Volgens my is ook nie ver mekaar nie. Daai ou by die terugkom kom tel hom net weer op. Of stel almal die 5 manne aan de Dorens. De Dorens is daar. Ik bedoel, die oude daas was streekliga. Yes, ja, dan blaas je ook streekliga eerste span. Yes. Die andere blaas gemeenschap. Nee, niet gemeenschap, ja, streekliga eerste span. Grote dag eerste span. Binnen een, wat je dan zegt, binnen een Woester zelf. Woester zelf, ja. Want daar zit nou net, die 2 plekken. Ja. Daar was een Gouda. Yes. Amper zeker, stel dus wat bij Gouda. Ja, so ja, hopelijk is daar iemand wat vanavond naar die live kijkt, of wanneer ook naar die live kijkt, wat misschien kan dat vat wat nou vanavond die gaan en ik hoop dat ons toeschouwers ook inlichting gekregen, ik ben niet bij je uitgegaan, rondom hoe zekere dingen gedaan was in meneer tijd, vooral rondom scheidsrechters en dat is ook verstaan, het is niet altijd makkelijk is om die mannen in de middel te wezen, maar voor die scheidsrechters ook zelf, dat we moet weer beginnen trots krijgen en wat ons doen. Verstaan, zelfs als die spelers, trots zitten in clubleden, ook trots zitten in die clubs, moeten ons scheidsrechters ook beginnen trots krijgen en wat jullie doen. So, ja meester, ik denk, dat is maar ons verhaal voor die aand, of voor die namiddag wat nou aan toe geraakt het. Dankie weer eens voor meester. Ik heb baie geleerd uit dit tijd en ja, het was goed om met meneer te gesels en ik hoop reël dat het niet die laatste keer is wat ons bij meneer kan kom kuieren. Man, Jason, Etienne, waar bij die camera is, het is een plezier, werkelijk waar. Ik heb gewonder wanneer jullie komen. Yes. Wanneer ons het pas gezegd, die vakantie, nee. En dat is hoe jullie mij gisteren vragen, toen zei ik ze maar onmiddellijk, ja, jullie kan maar komen. En ik wil overdag nog op een andere plek geweest zijn, maar jullie het net voor hij persoonlijk gevraagd. Maar ik kan voor jou zeggen dat ik geniet het om betrokken te wezen, nog steeds in rugby. Yes. Voor mij gaat het niet om aandacht te krijgen. Yes. Voor mij gaat het, jullie kijkt bij Boxmaat, probeer ik allemaal te motiveren Yes. om die goed te doen. En als ik voor mensen help, is het niet om gezien te worden, nee. Maar ik geloof eraan, als ik mensen help, dat die personen moet andere mensen helpen. Yes. Nee. Learn a person to catch a fish. Yes. You feed him for a lifetime. Give somebody a fish. You only feed him for a day or for one time. Yes. Nee. En dit is die hele waar om my motto deesdae draai. Om mense altyd te equip. Yes. En daai equip moet gaan sodat jy ander ouens ook kan equip. Jy het nou 'n ouetjie my gebel. Yes. Ek gaan hom nou terugbel. Ek het sy seun nou die dag 'n bietjie gewys hoe om 'n ding te doen. Yes. So sê ek vir hom, sorg nou dat jy ander persone ook gaan leer om dit te doen. So ja, dankie meester voor dit en ja, dat is zo'n story voor die aankijkers en ja, mooi week en gaan oefen maar. Al is het koud, oefen maar, laat jullie niet weer die reef kan blameren. Saterdag als je span verloren en ja, die mannen wat weet, jouw span gaat niet vol weer saterdag. Als ik jullie stik ik nou al die e-mail of je WhatsApp en laat weet maar, ons gaan niet opdagen. En ja, dat is maar een story voor die aan.